Nou wat my so opgewonde maak oor hierdie onvoorwaardelike God wat ons dien, hy gee vir ons 'n vryheid van keuse. Hy sê vir ons, jy kan kies hoe jy wil voel jy behoort. En dan sê jy, ek wil behoort aan God, en dan besluit God, hy gaan vir jy die openbaringskennis gee deur 'n proses, jy kry die insig, jy verstaan wie jy is in die liggaam van Christus. Maar nou weet jy nog nie lekker wat is die funksie van die liggaam van Christus. Hoe pas jy in die funksie, en wat is jou funksie binne in die liggaam van Christus? Is jou bietjie duister vir jou. Want as ons eerlik is, het ons eintlik maar geleer van kindsbeen af om te luister wat ander mense sê, wie ons is. En dis waar die fantastiese ding van dagdrome vandaan kom. Ek wil 'n bietjie vir jou dagdrome verduidelik. As ons hierdie dagdrome het, beteken dit eintlik, ek en jy kan onder enorme hoeveelheid emosionele druk wees. Ons huis kan kraak, ons fondasie is swak, ons finansies werk nie uit nie, ons huwelik is so bietjie op die rotse. Hooplik is jy nie daar nie, is net 'n voorbeeld. Emosie oordonder ons denke in totaliteit. En dan sê God, hy sê, ek het vir jou 'n funksie in jou stelsel gegee om te kan dagdroom. Nou vir 'n oomblik as jy die druk het wat die meeste mense ervaar, daar is 'n area of twee wat ons baie druk het, ek ingesluit. As jy so vir 'n oomblik in daai drukproses dink en die emosie kom op en jy gaan en jy gemaak jou oë toe en jy begin net droom. Jy begin droom hoe jy op 'n vliegtuig klim en na hierdie spesiale plek toe vlieg waar jy altyd wou gewees het. Dalk is dit langs die see. En jy kyk so na die sonsondergang. En jy skep hierdie illusie vir jouself. Dis dagdroom. Maar kyk gou wat doen dit. Dit bring daai emosies refs af. Emosie raak rustiger. So drome neutraliseer negatiewe emosies. Ons moet kan droom. Nou, soos wat ek pad stap saam met mense, en ek het gister weer met 'n jong dame gepraat en wat vir my sê, maar ek kan nie droom hê. Ek kan nie droom hê, want ek is bang vir die teleurstelling van die drome. As ek en jy kan begin droom en ons kan ons emosies neutraliseer, dan skop 'n tweede deel in. Onthou ek het vir jou gesê, God is 'n onvoorwaardelike God. Hy gee ons die vryheid van keuse. Hy sê, as jy kan begin droom en jou emosies rustig kry, nie alles gaan waar word nie, dis 'n realiteit, nie alles gaan waar word. Maar as ons emosies rustig is, kan ons meer suiwer begin dink. So, ek wil voorstel dat as jy baie druk het, begin bietjie droom, al droom jy net om jou emosies rustig te kry, sodat jy suiwerder kan begin om te dink. Want die oomblik wat jou emosies rustig raak en jy suiwer kan begin dink en besef, maar nie al hierdie drome gaan uitwerk nie, maar is nog steeds lekker, ek moet sê. Drome raak 'n rigtinggewer vir God. As ek en jy begin droom in allerlei rigtings in, dan raak dit 'n rigtinggewer vir God. Onthou net, God is 'n onvoorwaardelike God. Hy sê, ek wag. Galasiërs 5:22, vrug van die Gees, geduld, wag ek, selfbeheersing, ek wag, liefde, vrede, sagmoedigheid, goedheid, ek wag, tot jy vir my sê, wat jy wil hê, sê God.
onvoorwaardelik. Ek het baie tyd. En hoe meer ek en jy in daai droomwêreld ingaan, begin ons later van tyd agterkom, wat is realisties en wat is nie realisties nie. En soos wat ons begin besef wat is realisties en nie realisties nie, dis die openbaring wat God aan ons gee. Want ons het gedroom, ons het vir God 'n rigtinggewer gegee, waarmee God ons kan help en sê, nee Andries, hierdie ding gaan werk nie, daai ding gaan nie werk nie, dis nie deel van jou roeping nie. Dis nie deel van die pad wat ek vir jou bepaal het op hierdie aarde nie. Dis miskien nou Christen, maar is nie joune nie. En so begin ek en jy 'n pad stap met God. En die pad wat ons met God begin stap, begin ek en jy later so uit hierdie drome uitsif wat kan werk en nie kan werk nie. Uitsif deur die drome wat ons gehad het, emosies wat ons geneutraliseer het, maar ook die rigtinggewer wat ons God gegee het, dat ons op 'n stadium 'n pakket bymekaar kry. Oor tyd. Die lewe gaan oor jy met jou naaste kan lief hê soos jouself. En jou fondasie bepaal wie jy is. En is deel daarvan om jou fondasie te verstaan. Om te verstaan hoe sterk is jou fondasie. Want jy sien, drome aktiveer 'n visie. Nou kan ek 'n aksie begin neem. Wat is 'n visie? 'n Visie beteken ek beweeg van punt A na punt B. Dis basically wat dit is. As ek en jy nooit droom hê, gaan ons nooit by 'n visie kan uitkom nie. As ek en jy nooit droom nie en die emosies rustig maak en begin uitsorteer wat is haalbaar en wat is nie haalbaar, gaan ons emosies heeldag vir ons boodskappe gee. Hy gaan vir ons boodskappe gee van paniek. En hy gaan sê, as jy jou sin wil hê, moenie dink waaroor jy dink nie. Veroorsaak chaos. Want dan begin mense rondom jou doen wat jy sê uit vrees uit vir jou. En dan wonder mense, hoekom raak hulle so moeg in die lewe? Want hulle moet heeldag mense met vrees rondjaag, om hulle sin te kry, om te kan voel ek behoort, wat nie 'n realiteit is nie. Want hulle sit vasgevang in 'n emosionele tronk, hulle is nie vry nie. Dalk vry vir die oomblik in die tronk, maar nie vry van die tronk.